verhoog. Alles wat ek en jy sien, om ons. Ja, behoort aan God. Hoor, sterre, son, maan, planete, mense, alle mense hier op aarde, behoort aan hom. Wat hy alles gemaak. Ook gebou, paai, alles wat mense maak, behoort ook aan hom. En mense vergeet. Mense wat geld uitdaal, moe gebouwe te bou, mooi huise te bou, hulle dink is hulle se. Nee. God die Vader sê, alles behoort aan hom. Aan hom. Nou, hoe weet ons dit? Ek wil in 3 gedeeltes wil ek lees. Dus dit is Genesis. Genesis 1 vers 1. Hoor gou van daar. Die eerste vers in die Bybel. Genesis 1 vers 1 sê, God het die hemel en die aarde gemaak. En as ons verder lees, dan lees ons, hy het die sterre gemaak, die son gemaak, die maan gemaak. Hy het die mense gemaak, diere gemaak, bosse, plante, gras, alles gemaak. Dit hy mense gemaak. Oor alles wat hy gemaak het, behoort aan hom. En as ek en julle iets maak, ek hierdie, en mense dit gemaak. En mense dit gemaak. En mense dit gemaak. En mense dit gemaak. Maar waar kan die mense kennis om dit te maak? Hy het kennis om dit te maak. So wanneer 'n mens kennis gebruik, sy hande gebruik om iets te maak, as hy klaar is aan 'n kyk, hy dink, wow, God die Vader is goed. Hy het my slim gemaak. Hy het vir my verwerk. Kennis, is heel dat ek kan maak. Probleem is, mense, sê, mense dink, wow, dis ek het gemaak. Reken nou, ek het dit gemaak. Op Bill Gates, en baie ryk. Ek dink hy dit is goed. Hy het alles gemaak. Nee, die Here het daar kennis omgegee. En hy is in puntjie. En wat ek en julle aan alle mense wat goed maak, kaarte maak, masjiene maak, dit
sê mooi so, dit kan nooit word wat jy gedoen het. Dat jy dit gebruik om vir God te doen. God het. Nou, in Psalm 24, en jy stap in die hart terug, dat daar lees ons voor, dat die aarde, en die alles op die aarde, verward word. Ook mense op die aarde, verward word. En dan lees ons in 1 Johannes 1, waar dan, wanneer die Here Jesus kom, dan skryf Johannes, dat Jesus is die woord van God. Jesus is die lig vir hierdie wêreld. En hy skryf, Jesus het kom. En hy sê nie, Jesus het gekom na hierdie aarde te loop. Johannes skryf, hy sê Jesus het gekom na sy eiendom. En die Here het ons met dit raak lees en besef, Jesus het gekom na sy eiendom. Sy eiendom. Maar mense het dit nie besef. En daarom het hulle vir hom verwerp en hom doodgemaak. Maar gelukkig baie mense, sy disippels wat hy geroep het besef, het geglo. En Jesus het vir hulle opdrag gegee om te gaan te vertel dat hy, Jesus, is die Seun van God. En dat alles aan God behoort. Nou, ek wil nou hier lees uit Mattheus. Mattheus 21. En dan verder, waar Jesus in 'n gelykenis verduidelik vir die mense dat hulle moet besef dat alles behoort aan God. Kom ons lees.
doodmaak. Toe sê Jesus, Jesus sê vir julle, die koninkryk van God is soos hierdie middelplaas. Hierdie wêreld is soos hierdie middelplaas. En dan wat God. En hy sal dit weggaan van mense wat onglo en besef dat behoort aan God. En God sal dit gee aan mense wat besef en eerlijk van God. So dit is dat. Een baie interessante gelijkenis. Een gelijkenis is soos 'n storie wat Jesus vertel om mense te help om te verstaan. Maar die Bybel sê duidelik, dat alles behoort aan God. En tweede vraag is, wat maak ek en julle in dit wat aan God behoort? Vir die Here wat hy ons moet besef, jou huis, jou kamp, jou meubels, jou geld, jou werk, jou inkomste, is alles wat hy gee. Hy neem dit vir jou. Hy opdrag gee dat ons moet woon, werk, op hierdie aarde vir hom. Hy het goed gesê, hy gee glans vir elkeen wat ons moet gebruik om hom te werk en hom te dien. Hy was kennis gegee, dat hy mense kennis om cijfers, dat hy met geld te werk. En die Here sê, is goed, gebruik daartoe kennis aan werk en hom. Partykeer is goed dat aankijk, of prokureur, of verskillende dokter, is alles kennis wat die Here gegee het om hom te doen. En die Here sê, is goed, elke boeken, dat is boeken. Soos hy sy grote bestemmer. En jy sê, goed, ons kan gebruik daar die oes wat ons nodig het om te kan leer. Maar ons moet besef, alles behoort aan ons, behoort aan hom. En ons moet vir hom doen. So 'n persoon wat ryk word, moet alles vir homself hou. Hy moet besef dat behoort aan God. En hy moet vra vir die Here, Here, hoe moet ek hierdie extra, wat moet ek gebruik? Hoe moet ek die koninkryk van God dien met dit? En uitdeel en
help out mense doen dit nie. En hou dit vir jouself. Hulle koop weer en weer huise, koop, moet huise, 10 karre, 10 bote, wanneer die Here in jou terugkom. Hy gaan sê vir daardie mense, wat het jy gemaak? Dit is jou. Dit is jouself. So Jesus sê, ons moet versagtig wees. Want het kan gebeur dat mense wat uitkom en baie besittings het van die Vader en van Jesus verhaal. En ons glo nie nou. Gelukkig is daar baie mense wat ryk is. Wat te sê. Wat hulle het. En hulle dien oor die belang. Hulle is gewillig te help. Dis 'n persoon wat ons vleis geskenk het. En hy het gesê, dit is goed vir hom. Hy het meer as hy nodig het, so hy nodig. En so moet ons as Christen, as kinders van God, as ons uitvaai, meer net as nodig, ons bevind. Waar kan ons help? En vir God die het ons besin. So die Here wil hê, dat julle met jy vanoggend moet dink, wat julle het, om werk af ons. So gebruik het goed, pas dit op, dat jy kan doen, of van belangrijk is, nee, ek doen dit, gebruik dit, en vraag, vir die Here, wat kan ek nog doen vir hom? En so te help, sodat jy self gezond en wees, en gevallen en nodig is toe hou. En dat jy ook kan, kyk en help hom. Die derde, wat maak ons geïnteresseerd op God. Nou gelukkig, ons wat hier sit, ons bely sê, ja, ons is lief vir hom. Ons aanvaar hom. Ons glo in Jesus, dat hy die seun is van God. En dat alles verhoog van hom. Gelukkig, ons gesê, en glo, is aan buite, baie doewe mense, wat vir Jesus ook verwerk. Eindelijk maak hulle vir Jesus dood. Hulle wil nie van hom wil. Hulle wil hom nie volg. Hulle wil nie sê en bely, ja, wat ek nie verwoord kan hom. Nee, baie na buiten, sê ek nie, alles wat ek het, myne, is syne. So Jesus daar vir ons herinner vanoggend. Ons moet mooi besef.
ons hom aanvaar ons dat hy alles besit. Wat jy het, en ek aan hom behoort. Of verwerk ons ook betekent. Ons sê ons glo ja, maar as ons geld kyk ons geld en ons besittings, dat dink ons by wonder in die wonder in die Here daarin die onthou alles ek en jy het geword en die Bybel leer die Here Jesus as van die Vader sien jy verstaan dit. Jy besef alles kom by hom. En jy dien hom daarin van hy en jy leer. Maar as hy sê nee, ons dink alles is besit. En ons bespreek sal hy nie vir ons leer. En hierdie gelykenis van Jesus vir ons herinner. Hy kom weer. Hy kom weer terug. En as hy terugkom, sal hy oorneem. Hy gaan skeiding maak. Mense wat geglo het, besef het en erken het, alles behoort aan hom, en hom gedien het aan hom, en skeiding, en hierdie mense wat gedink het, alles sal is en hom verwerk. En Jesus weer terug. Dat God die Vader van daar die mense echt in die dood en dit dood maak. Van die Vader as kwaad wees, dat hy nog nie aanvaar het, as hy daar die mense vat en gooi uit in die hel. En daar, en hulle verewig in Christus smart. Dit sal ek stop. So die Here roep vir ons almal. Ons hoor hierdie boodskap. En ons besef dit. So ons moet nie hierdie boodskap vir onsself hou. Nee, as ek ook julle ken vriende, Rome vriende, wat nooit meer kan. Julle vriende, wat nie vir Jesus volg. Julle moet hierdie boodskap verklaar, roep hulle, en besef, as Jesus terugkom, is ek dan daar om te wees. En mag die Here, van myne die Here, help ons vasthou. Dat ons altyd sal besef, alles behoort aan hom, en ons moet hom dien daar. En dat ons gaan voorberei op wanneer hy kom. En dat ons innig sal wees om te getuig. Nie skaam wees om van mense te sê, alles vergeet om wat van God. En ek gee vir jou wat